klip wat vertikaal afwaarts vanaf die bopunt van 'n gebou gegooi is, neem T-sekondes om die grond te tref. Beskou die versnellingtydgrafiek vir die beweging van die klip. Lugweerstand kan ignoreer word. Wat stel die gearseerde gebied tussen 0 en T-sekondes voor? Die korrekte antwoord is D, die verandering in snelheid van die klip. Wanneer 'n klip van 'n gebou af gegooi word, is die versnelling konstant 9,8 meter per sekonde en ons sien dit is 'n reguit lyn, want dit bly konstant. Nou, ons wil nou bepaal hierdie area onder die grafiek, hierdie gearseerde gebied. Wat stel dit voor? Nou, om die waarde te kry, gaan ons uit die aard van die saak die hoogte met die breedte vermenigvuldig. So dit gaan wees 9,8 maal met T. En wat is my eenhede? Ek gaan sê meter per sekonde kwadraat maal met sekonde. So ons kry op die ou end van die dag meter per sekonde. So ons antwoord moet snelheid voorstel, maar in hierdie geval gaan dit 'n verandering in die snelheid voorstel. Nou kom ons kyk na ons antwoorde. Die finale snelheid van die klip, dit kan nie A wees nie, want hulle sê vir ons die klip word gegooi, so daar's een of ander aanvanklike waarde. Jy gaan dit moet hê en dan gaan jy die waarde van hierdie gearseerde gebied moet bytel. B, die verandering in posisie, dit is duidelik verkeerd want ons soek 'n snelheid, soos in A, want ons antwoord is meter per sekonde. Die konstante snelheid van die klip, wel, snelheid is reg, maar dit kan nie konstant wees nie, want ons gravitasieversnelling. En gevolglik is die korrekte antwoord D. Dit is die verandering in snelheid van die klip.